hoor of al ons jong klompies, nou nie baie nie, maar julle paartjies wat hier is julle bereid om hierso voor by my te kom sit? Is julle nie? Wil julle hier agter oom Wouter hulle gaga vir my kom sit? Ek wil net met julle praat. So, PJ, Jordan, Danel, Wian, wil julle gaga hierso voor by my kom sit asseblief? Ons is net 'n volle 4 kinders hierso vanoggend, né? As julle kan sommer net hierso so sit in die banke, ek wil julle almal so saam in die oë check. Daar's baie. So met 'n gesinsdiens probeer ons regtig fokus op ons kinders en ek weet nie waar ons jongklomp is nie, ek weet nie of die eerste week hulle 'n bietjie uitgeput het nie, maar dis nou maar seker een van daai dinge. Ek weet nie hoeveel julle na hierdie week se skool nie. Moeg nie. Nee, kom reageer met jy toe. Okay, net smiles. Dis al wat ek kry vanoggend van julle af. Alright, maar ons gaan vandag met die eerste Sondag wat ook die Sondag is dat die Sondagskool eintlik moet begin, gaan ons bietjie ons jongklomp en ons onderwysers en ons ouers in gebed opdra. Dis hoekom ek hulle ook hierso voor by mekaar laat sit het vanoggend met ons gaan nou saam vir hulle bid. Nou as ek moet terugdink aan verlede jaar en ons het nou 'n bietjie gesels, Jordan, we didn't talk that much, but it's okay. I heard stuff about your mom saying that school was tough. Ja. So die skool was regtig moeilik geweest verlede jaar en partykeer was dit uitdagend. Die kinders is moeg, eksamens is baie, toetse is baie. Ek weet nie of julle gevoel het, dis partykeer net overwhelming nie. Ja, nee, dit is crazy. Nou in my geval nou, ek was nou 'n bietjie by my maale gewees en my sussie het mos nou 3 klein kinders. Die jongste enetjie is net 3 jaar oud, so hy het triple R toe gegaan hierdie jaar. Kiep so dingetjie, ons het gedink hy gaan nie eintlik maklik skool toe gaan nie, maar hy het so bietjie my sussie vasgeklein toe gaan hy na sy juffrou toe. So hy baie happy om terug te gaan en by sy maatjies te gaan wees. Die middel een is spesifiek. Nou, ons is bietjie ge-worried oor haar want sy het graad 1 toe gegaan. Nou ek weet nie wie van julle kan onthou die dag toe julle graad 1 toe is nie. Was dit baie lekker vir tannie? Okay. Party van ons het aan ons ouers vasgeklou, ons wou nie gegaan het nie. Wie van ons was bang geweest in graad 1? Okay, julle mag maar julle hande opsteek en sê ons was bang, nee. Nou toe ek daar so staan en vir klein Lammerytjie gaan kry Dinsdag by die skool. Dit was all smiles toe sy my sien, want haar maag gee nou skool. So sy stap nou saam uit met die klas en sulke goed en ek is net van my sussie moet nou maar daar bly. Ek sal die kinders hou. Ek sal met hulle gaan kuier. En die kinders was so excited om hulle ouers te sien. Maar tog was hulle bang geweest en hulle was skrikkerig. En dan die oudste enetjie, sy is dan nou graad 6 en is die tweede laaste jaar van laerskool. Nou dis net so stresvolle tyd want jy moet nou seker maak jy's reg om leier te word en al daai tipe van goed. So daar was spanning en stres op die kinders in daai tyd. Nou, ek weet nie julle wat ouers is. Voel julle partykeer julle kinders word te gou groot? Nee, party van die ouers wie se kinders al getroud is sê net ja, hulle moes in die huis gewees het die kinders gewees het. En julle word baie te vinnig groot. Want as ek julle moet sien dan kyk ek op na julle al 4. Nee? Nie net lente nie, maar ja, dit is my nogal 'n ding. Maar so kom ons baie keer in 'n jaar en ons wonder maar hoorie so, hoe moet ons hierdie jaar deurgaan? Hoe moet ons seker maak dat ons reg is en dat ons sterk genoeg is om deur alles te kom? Want skool kan moeilik wees. Ons juffrouens is baie keer baie mislik met ons. Ons maats kraak ons af, hulle stoot ons weg, hulle wil nie meer met ons maats wees nie. Dit is net nie altyd lekker nie. So ons kan 'n voorbeeld gebruik van 'n potlood. Nou dan nie Verona, die potlode. Okay. So ons gaan vir julle elkeen 'n potlood gee met ietsiekie by. Nou vat hierdie potlood nê. Dink daaraan van ons elkeen se lewe se potlood. En soos wat ons deur die lewe gaan, skryf ons met hierdie potlood. Maar as ons potlood stomp is, dan gaan hy nie skryf nie. Hy gaan nie 'n merk los nie. Dit gaan maklik uitgevee word, dit wat ons actually wil probeer doen. Maar wanneer ons konstant onsself skerp maak by Jesus, by hom gaan sit en regtig gaan intap by hom om ons sterker te maak, om vir ons help om met wysheid op te tree en om actually te leer, gaan ons 'n merk kan los vir die mense rondom ons. En dit is eintlik vir ons elkeen vanoggend. Dit mag ons regtig so wees soos 'n potlood om 'n merk te gaan los in iemand se lewe. Om 'n verskil te gaan maak en regtig te gaan wys dat Jesus saam met ons stap.
So vat hierdie potte, gaan sit dit ergens op en onthou, Jesus wil ons kom skerp maak vir die jaar 2026. En hy wil hê dat ons 'n verskil moet gaan maak en 'n merkie gaan los van Jesus se liefde waar ons elke dag rond beweeg. So soos wat ons sit, ek wil hê ons almal moet sommer ons hande uitsteek na ons kinders toe en kom ons dra ons kinders vanoggend aan die Here op. So kom ons bid saam vir hulle. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier so ons kinders voor u voete kan kom neerlê. Ja Here, al is hulle net 4 vanoggend hier en hulle al 4 is in die hoërskool en belangrike tye in hulle lewe. Here, kom vra ons dat u hulle sal kom vashou. Here, dat u vir hulle die krag sal gee, die wysheid sal gee en ook hulle sal help om te leer daar waar hulle moet leer. Maar Here, kom maak hulle sterk, kom help hulle om 'n merk te los wat u wil hê hulle moet los. 'n Merk van u liefde en van die goedheid en die guns. En Here, dat hulle die lig ook sal uitstraal na die maats rondom hulle en hulle onderwysers waar hulle is. Here, so dra ons ook ons onderwysers en ons ouers aan u op. En ons vra Here dat u hulle sal sterk hou, dat u hulle sal beskerm en dat u daar sal wees vir hulle ook. En ook sodat hulle, vir al ons onderwysers, ons kinders reg sal leer, sodat hulle die jaar kan terugkyk en sê, maar u het saam met hulle gestap en u het hulle onderwysers vir hulle gegee om hulle te help. Dankie vir dit, Here Jesus. Ons dra ook elke liewe kind op wat nie vanoggend hier is nie. En ons vra dat u hulle sal seën. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Amen. Dankie. Julle kan weer terug gaan na julle ouers toe. Ons sal vir die ander kinders sal ons hulle potte dan gee wanneer hulle ook hier is. Nou soos wat ons vanoggend nou gehoor het al, ons gaan 'n bietjie gesels rondom 'n nuwe reeks vir die volgende 7 weke wat gaan oor eintlik iets moois, 7 kerke. En julle sal nou sien die tema wat ons het vir vanoggend is Liewe Efese. Nou hierdie Efese is 'n gemeente wat daar in die Asie gedeelte geleef was. En hy kom nog ons eintlik baie redelik voor. Veral Efesiërsboek is ook spesifiek geskryf vir die Efese gemeente. Maar vanoggend hierso in die gedeelte waar dit ons gaan lees Openbaring, praat net van die gemeente, wie hulle is en wat ook al nie. Daar was briewe geskryf, amper soos hierdie wat hulle dit in 'n koevert gesit het en gestuur het aan die gemeentes. So daar so 7 briewe wat geskryf word en ons gaan bietjie rondom dit kyk. Maar eers wil ek hoor, wie van julle weet waar die boek Openbaring in die Bybel is? Veral ons jong kinders. Enigiemand wat my kan antwoord, waar presies staan of is die boek in die Bybel? Okay, Tannie Barbara? Eerste boek van agteraf, dat is die heel laaste in die Bybel, nee. Ja, julle Openbaring staan daarso en partykeer is ons baie skrikkerig om Openbaring te lees. Weet nie wie van julle het al ooit rarig gesê, maar ek gaan nie Openbaring lees nie, ek wil nie dat oopmaak nie, dis 'n no-go. Maar eintlik is dit 'n baie mooi boek wat ons kan saam lees. Nou, om 'n bietjie agtergrond te gee van rondom hierdie boek, wil ek gou hê ons moet kyk na die kaart, waar presies hierdie gemeente lê en wat daar alles dan nou gebeur. Nou soos wat julle sien, al hierdie met die rooi kolletjies wat die blou geskryf is die 7 gemeentes waaroor ons gaan gesels bietjie. Nou, hier aan die onderkant Patmos. Nou dis nie 'n dorpie in Asië self nie, dis 'n eiland weg van die myn hoofland af. En Patmos was waar die briewe vandaan gekom het, waar dit van geskryf is. Nou, as julle kan sien, hierdie gemeente hulle is redelik ver uit mekaar uit, maar ook nie so ver uit mekaar uit nie. Daar was 'n paar kilometer tussen mekaar se verskil gewees, maar al 7 gemeentes se briewe moes na almal toe gegaan het. Elkeen moes al 7 gelees het. Dit was nie net vir een spesifieke gemeente bedoel nie. Daarom het al die briewe na een plek toe gegaan. Efese was 'n hawe dorp gewees en dit is waar dit begin het. Dis hoekom ons ook eers na die brief van Efese kyk. Nou, hoofstuk 1 vers 20 sê vir ons, dit is die misterie van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue kandelare. Die 7 sterre is die 7 boodskappers van die 7 gemeentes, en die 7 kandelare is die 7 gemeentes.
So, om dit nou saam te vat, Jesus self het met Johannes gesels. Nou dit is lank na Jesus opgevaar het hemel toe. So Jesus het aan Johannes verskyn om hierdie briewe te skryf. En dit is waar hierdie beelde vandaan kom van 7 goue kandelare, 7 kersse. Jesus het vir Johannes gewys van dit is hoe ek hierdie gemeentes in my hand vashou en tussen hulle beweeg. Ek is saam met hulle, maar hulle geestelike lewe is so sterk dat hulle uitskyn. En hulle wys my lig en hulle wys my liefde. Dis hoekom hulle gesien word as 7 sterre en kandelare en lig wat dan nou rondwys. Maar tog ook, hierdie briewe is nie net briewe om te sê hoe goed of hoe mooi die gemeentes doen en wat Jesus nou van hulle hou en so aan nie. Jesus het hierdie briewe so gestuur deur Johannes om vir hulle ook te sê, maar hoorie, ek nooi julle uit om te kyk na sekere goed wat julle verkeerd doen. Net soos wat Jesus vir ons baie keer wil kom sê, maar hoorie, so, ons moet bietjie meer kyk na dit, of ons moet daar bietjie meer aandag gee. Kom ons werk en ons help saam om beter te wees. So eintlik kan ons hierdie dan nou sien as Jesus wat nie net sê dat hy die gemeentes alles so in sy hand vashou nie, maar hy beskerm hulle. Hy hou hulle veilig in een gestik. Dis hoe Jesus met ons ook wil doen in ons gemeentes vandag. So hierdie briewe wat nou van Patmos afkom, waar Johannes dan nou verban was, Johannes was heeltemal weggestuur, hy kon nie in die hoofstede kom nie, hy kon nie meer op die vasteland kom nie, net omdat hy die woord verkondig het. Omdat hy vasgestaan het op dit wat Jesus hom sê en dit wat hy glo, die waarheid is. So hy kon glad nie sy voete daar sit in Efese nie. Dis hoekom hy briewe gestuur het aan elke liewe gemeente om vir hulle te sê wat God vir hom gesê het. So ons gaan kyk bietjie na die eerste brief Efese, die brief aan Efese, so die wat saam wil lees, Openbaring 2 vers 1 tot en met vers 7. En dit sê daarso vir ons: skryf aan die boodskapper van die gemeente in Efese. Dit sê hy by die 7 sterre in sy regterhand hou en wat tussen die 7 kandelare rondbeweeg. Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding. Ek weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle apostels is, maar nie is nie, getoets en hulle as leenaars uitgewys. Verder hou jy aan om te volhard en het jy terwille van my naam baie verduur, sonder om moeg te word. Maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou, gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal ek na jou toe kom en jou kandelaar van sy standplek af verwyder. Maar dit tel in jou guns. Jy haat die dade van die Nikolaïte wat ek ook haat. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek te ete gee van die boom van lewe wat in God se paradys staan. So hier is die brief wat Johannes dan nou vir die gemeente Efese geskryf het. En hierdie brief het aan al die ander 6 gemeentes ook na toe gegaan. Maar hy sê spesifiek sommer hier eerste, ek gee hierdie brief aan die boodskapper. Nou, as ons die woord boodskapper hoor, dan dink ons aan iemand wat 'n boodskap oordra. Iemand wat iets gaan sê vir iemand of iets gaan gee vir iemand. Nou, op skool, ek weet nie wie van die onderwysers het nou nog doen nie, jy kry 'n briefie en sê, maar hoorie, so gaan sê vir daai juffrou of meneer dit en dit en dit, of gee net daai briefie vir daai juffrou en meneer met hulle naam op. So ons as kinders is boodskappers om die brief te oorhandig. En dis dan nou juis hier wat Johannes dan wil sê, maar ek gee die boodskap van God aan die boodskapper oor, sodat julle dit aan die gemeente kan deurgee. Julle moet dit nie net vir julleself hou nie. So dit is wel vir die leier van die kerk of die dominee in ons taal wat ons het, wat hierdie boodskap dan nou gegee word. En hierdie persoon kan dit nie vir hom of haarself hou nie. Dit moet oorgedra word aan almal. Soos wat ek nou gesê het ook,
omdat hierdie dorpie 'n hawe dorpie was dit 'n besige plek. Dit was 'n groot dorp gewees en daar was baie mense, maar tog die kerk het nie baie mense gehad nie. Kerkie, die navorsing sê so plus minus 50 mense, so om by dit wat ons het hierso vandag. Dit is soveel mense in die kerk was. En hulle moes hierdie boodskap dan nou uitgeleef het en uitgedra het van wie Jesus is en die verskil wat Jesus dan nou gemaak het in hulle lewe. So hulle is hierdie lig eintlik in hulle omgewing waar hulle is, al is hulle bitter klein, is hulle die lig in die wêreld, is hulle die lig daar buitekant om Jesus se boodskap te gaan uitdra. Maar hulle weet ook dat Jesus dan hulle vashou. Want soos wat hulle die boodskap sê, of die Bybel vir ons sê, hy hou hulle in die palm van sy hand. Hy hou hulle vas. En ons kan dit eintlik terugvat in Johannes 10 vers 28 wat ook dan vir ons sê, niemand sal hulle uit my hand uit kan druk nie. Jesus self wat gesê het, hy hou sy skape vas, hy hou sy kinders vas. Niks sal ons uit sy hand uit kan vat nie, niks sal ons kan wegvat nie, want hy hou ons veilig. En dit is lekker om dit te kan weet, dat Jesus ons elkeen veilig hou. Op ons eie manier, daar waar ons is, elke liewe dag, by die werk, by die skool, op die paaie, by die huis. Jesus hou ons vas. Maar ons weet baie keer is dit moeilik om ons lig uit te dra. Dit is baie keer moeilik om te gaan vertel wat Jesus vir ons gedoen het. Ek weet in die skole spesifiek, is dit moeilik om te sê, maar ek gaan op 'n Sondag kerk toe. Ek kan nie by 'n maatjie gaan speel nie, of ek kan nie dit gaan doen nie, want kerk is vir my belangrik. Of, ek weet nie of julle hierdie kan sien nie, maar daai What Would Jesus Do bandjies. Wie van julle kan dit onthou? Baie van ons het dit gedra op skool, en dit is ons kenteken gewees, want dit is belangrik, en ons wil so uitwys, dat Jesus ons koning is. Vandag se kinders mag dit nie dra nie. So ons mag nie ons lig wys in die skole nie, maar tog kan ons dit op 'n ander baie mooier manier doen, deur om ons liefde uit te leef, deur om ander te help, deur om daar te wees vir die mense rondom ons. So daarom sê hierdie teks, maar ons moet ons lig uitleef, ons moet volhard, en ons moet werk, en ons moet goed doen aan ander. Maar dit is baie keer moeilik om te sê, maar ons leef hierdie lig uit, want ons weet nie hoe om dit uit te leef nie. Want mense maak ons liggie flou. Dis amper soos wat ons 'n kers aansteek en 'n emmer bo op die kers het. Ons kan hom nie uitbrand nie, want ons word gekeer om dit te kan doen. Maar hierdie gemeente spesifiek in Efese het gesê, maar hulle gaan hulle lig uitdra deur om goed te doen vir ander. Deur om altyd daar te wees en altyd almal te help. En Jesus sê vir hulle, maar dis goed so, dankie dat julle dit doen. Dankie dat julle almal help, dankie dat julle goed gee vir mense wat kort. Dankie dat julle siekes gaan besoek. Maar tog is dit nie al waaroor kerkwees gaan en geloof gaan nie. Ons kan nie net gaan goed doen en vir ander mense help en goed gee nie, want dit gaan ons baie keer leegmaak. Ek weet nie wie van julle het al gevoel van die hele tyd, as ons gee en gee en gee, en niemand sê vir ons dankie dat ons later moeg word om te gee nie. Baie keer voel ons so, en Jesus sê net maar, ons moet gee, maar moenie moeg word nie, bly volhard. Bly gee, want ek sal julle seën in dit wat julle gee. Nou, selfs in die skool, wanneer ons het bly gee, deur om ons maats te help, deur om vriendelik te wees, deur om te sê, maar so kom ek vat jou na die regte klas as jy nie weet nie, kan dit baie keer moeilik raak. Of om te sê, maar ek bly hardleer en ek is soet in die klas, maar ek word die hele tyd opgepik in die klas, die juffrou of meneer is heeltyd lelik met my. Dan wil ons nie meer help nie. Ons wil nie meer uitreik en vir ander mense gaan sê, of vir die juffrou en meneer sê, maar so, kan ons julle help, kan ons iets doen en sulke goed nie, want hulle sê ons sleg. Maar tog sê Jesus, hou aan, wees hierdie goeie voorbeeld van hulp aan ander mense. Nou tog ook in vandag se tyd, net soos wat in die skool is daar lelike mense, vieslike mense. Nou die Bybel sê vir ons, dit is slegte mense. Nou ons kan net ons verbeelding gebruik van 'n definisie van slegte mense. Julle alkeen kan dink aan nogals so iemand. Maar eintlik word dit hierso bedoel van slegte mense wat Jesus se naam sleg sê, mense wat valse goed sê van die Bybel. Hulle sê dit staan in die Bybel, maar eintlik meen dit heeltemal verkeerd. So dit is mense wat eintlik teen God en teen die woord draai. En dit is nie reg nie. Jesus sê daarso in hierdie brief dat ons moet hierdie mense toets om seker te maak dat hulle harte reg is. Ons moet hulle toets om te sê, maar
Dit wat hulle sê, is dit waar? Is dit wat Jesus regtig vir hulle gesê het om vir ons te sê? So ons moet seker maak en ons moet eintlik 'n onderskeid tref om te weet wat vals is en wat die waarheid is. En wanneer ons tyd saam met Jesus spandeer en leer hoe sy stem klink, gaan ons presies weet wanneer mense valse goed van hom sê of valse goed van die Bybel sê. Daarom het ons nodig om konstant te bid, konstant te luister na die Heilige Gees, konstant by die kerk te kom sit en saam met medegelowiges by mekaar te kan kom. Maak nie saak hoe klein of hoe oud of hoe groot of wat ook al ons is nie. Ons as gelowiges het nodig om by mekaar te kom. En saam hou ons mekaar sterk. Saam kan ons help om te volhard in die geloof en om goed te gaan doen aan ander. En dit is juist daar waar Jesus dan vra wat ons hom moet leef. Ons moet Jesus leef elke liewe dag. Ek het 'n gesegde wat 'n skooljuffrou op 'n tyd vir my gesê het van wees Jesus met 'n vel om waar jy elke dag rondbeweeg. Want Jesus leef in ons, sy lig lewe in ons. So ons is Jesus fisies hier op aarde omdat hy in ons lewe. En hy gee ons die krag om ander mense te gaan help. En dis juist daar waar die liefde wat hy vir ons gee, wat ons net uit gaan leef aan ander. Wat ons dit gaan uitgee en hulle sien wie Jesus dan nou werklik is. Nou om liefde uit te deel en nie liefde terug te ontvang nie, maak ons baie keer seer. Ek weet nie of julle dit nou al beleef het nie van, hoor jy so, maar ek gee liefde uit vir een persoon, maar ek kry niks terug nie, dis net blank van die mense af. En dan wonder ons, is dit nie moeite werd om aanhou lief te gee, aanhou om te gee, aanhou te help, want ek kry niks nie. Dit maak my net seerder. Maar tog het ons nodig om te volhard daarin. Daar's 'n gesegde wat sê, en ek dink julle ken dit goed van, 'n appel 'n dag, laat die dokter wag. Nou om ons geestelik sterk te hou, kan ons dan nou eintlik sê, 'n vers 'n dag bou ons geestelike krag. So wanneer ons geestelike krag opbou, elke liewe dag, skyn ons die lig aan ander. Doen ons goed aan ander, want dit gaan nie oor onsself nie. Dit gaan oor wie Jesus is. Dit gaan oor wie hy ons gemaak het, om 'n verskil te maak in die omgewing waar ons geplaas is. So ons kan dit gaan uitleef, en ons kan weet, dat hy saam met ons hierdie pad stap. Maar tog ook baie keer voel dit vir onsself, dat ons liefde verloor het. Want Jesus sê in hierdie brief, hierdie gemeente het een ding verloor. Hulle het hulle liefde verloor. Nou kan ons liefde uitdeel, en goed doen en sulke goed, as ons die liefde het nie. As ons nie by die een gaan sit wat die liefde vir ons kom gee nie. Nou as ons liefde verloor, nou, ek het die laaste ruk nou agtergekom ook van, ek is gewoonlik lief vir soetgoed of vir chips en so. Ek is dit van, die goed kan nou maar my kas lê. Ek wil dit nie hê nie. En dan wonder ek by myself, maar hoekom is dit so? Hoekom is ek nie meer lief vir daai goed wat ek altyd vir lief was nie? Maar op die stadium daai goed voed my nie. Dis hoekom dit nodig is om te sê, maar ek gaan na Jesus toe, want ek het nodig om sy liefde te kry. Ek het nie nodig om lief te wees vir ander goed wat my nie voed nie. Ek het nodig om na die een toe te gaan wat my voed, wat my kom vol maak. En dit gaan ons help om aan ander te doen wat reg is. En dit gee vir ons dan ook woorde in ons harte. Dit gee vir ons woorde om uit te spreek. Dit gee vir ons liefde om te gee. En om uit te reik na mense toe wat dit regtig nodig het. En dit is dan juist waar ons dan kom en sê, maar kom ons kom sit by Jesus. Kom ons as gemeente, nie net ons jong klomp wat 'n moeilike jaar of 'n uitdagende jaar in die gesig staar nie. Kom ons almal gaan en ons sê, maar ons wil net by Jesus kom sit. Ons wil kom vol word by hom, sodat ons nie hoef bang te wees, soos wat 'n kind die eerste dag in graad 1 instap nie. Ons het nie nodig om baie vrees te hê nie, want hy is saam met ons. Jesus kom hou ons vas. En al is daar mense wat valse goed kom sê van wie Jesus is, al is daar mense wat ons wil kom wegruk van Jesus se liefde. Ons het nie nodig om hulle toe te laat om ons te kom beïnvloed nie. Want ons weet waar ons krag lê. Ons weet wie die een is wat ons vashou. Nou hierdie gelowiges spesifiek het ook geweet Jesus is hulle krag. Maar omdat hulle soveel invloed gehad het van negativiteit en mense wat valslik oor Jesus gepraat het,
het hulle net minder mense begin vertrou. Hulle het nie die klein groepietjie mense, die kerkmense, hulle was swaantjie vol. En hulle het niemand ingelaat nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons het nodig om uit te gaan en mense in te nooi te sê, maar dit is wie Jesus is. Dis sy goedheid, dis hoe sy liefde lyk, en dis wat hy graag aan ons elkeen wil kom gee. So ons moet mense inlaat, maar met die wysheid van Jesus. Met die wysheid om hulle te help. En as hulle nie ons hulp wil hê van dit wat Jesus vir ons gee nie, kan ons net vir hulle bid en vra, Here, verander hulle harte. Jesus, kom maak my maatjie se hart sag. Jesus, kom dat die juffrou of meneer sien dat ek actually my beste doen in die klas. Al sukkel ek, al kry ek net 50% vir wiskunde. Ek doen my beste. En so deur wys ons nog steeds Jesus se liefde. Wanneer ons vir mense bid, wanneer ons mense voor Jesus se voete gaan neersit en sê, maar Jesus help. En dis hoekom ons as kerk ook so saam met mekaar daar is. Want wanneer ons hier instap in die kerkgebou in die deur en ons groet mekaar met 'n glimlag en dit is lekker en ons vertrou mekaar, kan ons mos vir mekaar sê, hoorie so, daar's iets in jou tand, maak jou tand skoon. Of hoorie so, jou hare steen mekaar, kan ek jou hare regmaak. Dit is hoe ons liefde wys. Dis hoe ons mekaar help en mekaar ondersteun en dit is wat ons as kerk dan nou juis doen. Dit kan selfs ook wees om te sê, maar hoorie, ek steek jou vir koffie na die kerk. Kom ons gaan gou konsistorie toe, ons het nie nodig om geld uit te haal nie, sommer gratis koffie. Kom ons gesels bietjie oor wat die week gebeur het. Dis liefde. Dis 'n manier van uitreik, dis 'n manier om te wys dat Jesus saam met ons is. Ons kan gesels rondom ons moeilike goed, ons kan gesels oor die goeie goed, ons kan gesels oor die toets wat hierdie week regtig uitdagend was en ons het nie geweet om te leer vir hom nie, of die sportveld wat ons gewen het of verloor het, ons kan daaroor gesels. Ons as grootes kan gesels oor die moeilike vergaderings of wat dit ook al mag wees. Maar ons kan luister na mekaar. Ons kan daar wees en dis juist wat Jesus vir die gemeente gesê het, maar luister na mekaar, reik uit na mekaar, om vind hierdie liefde en deel dit uit aan ander. So daarom, om dit mee saam te vat, hierdie kandelaar wat Jesus in sy hand vashou. Die kandelaar van lig wat uitskyn en goed. Dit is mooi. En ons het nodig om ook so te skyn, helder, duidelik. Want ons is die verskil in die wêreld waar ons is. En dit laat my dink aan hierdie, wanneer ons 'n vuur maak en daar's 'n koeltjie wat een kant toe skiet. Hierdie koeltjie se liggensde te vervlou, omdat hy alleen is. Maar wanneer hy saam is, brand hulle saam. Is daar lig, is daar hitte. En so kan ons as kerk ook hierdie hitte van Jesus saam beleef en gaan uitleef. Ons het nie nodig om dood te gaan, omdat ons een kant is nie. Ons het nie nodig om te sê, maar ek staan op my eie nie. En saam as 'n gemeente kan ons Jesus se lig gaan soek. Kan ons sy liefde gaan soek en gaan uitleef. So dis amper soos hierdie brief. As Jesus vir ons vandag 'n brief moes geskryf het, wat sou in hierdie brief gestaan het vir ons as gemeente? Hoe sou hierdie brief gelyk het? Sou dit gewees het dat ons ander mense help? Of sou dit gewees het dat ons liefde uitleef? Of sou dit gewees het dat ons liefde verdof, want ons is te gefokus om ander te help en uit te deel en daar te wees, dat ons nie Jesus se liefde bevind nie. Hoe sal sy liefde vir ons lyk? Of sy brief vir ons lyk? So kom ons stel ons ore op om te luister na wat die Gees vir ons sê. Kom ons gaan sit by Jesus se voete en ons gaan hoor sy hart vir ons as kerk, waar ons elke dag beweeg. Soos wat ons dan na Jesus sit en ons dan nog gaan afsluit, is daar punte waar ons gaan bietjie saam bid vir die volgende paar weke. Elke week is daar verskillende punte wat uit elke gedeelte van die teksverse gaan uitkom. En vandag is daar 4 punte spesifiek waar dit ons gaan saam bid oor. En dit sê daarso, dan ons bid dat gelowiges in 'n tyd soos hierdie sal volhard, die tyd waarin ons dan nou lewe. Ons bid teen 'n goedkoop evangelie en dat ons sal waak teen dit wat die wêreld eintlik ons wil kom beïnvloed. Ons bid vir deursettingsvermoë in moeilike tye. Ons bid vir entoesiasme in ons kerk en kerk in die geheel
om ons roeping met vreugde te vervul. So ek gaan julle uitnooi om as gesinne en as vriende na mekaar toe te draai, al bid julle 1 of 2 sinne per punt. Kom ons bid saam as 'n gemeente vir hierdie punte. Dit vir die Here ook op julle harte lê en dan gaan ek saam vir ons afsluit. So kom ons draai na mekaar toe en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons hierso vanoggend kan saam wees en kan luister rondom die woord. Here, dankie vir die brief wat U gestuur het aan die gemeente in Efese. Here, wat ons ook vandag kan sien, dat ons ook nodig het om dit te hoor. Here, kom wys vir ons waar ons goed doen, help ons om te volhard daarin, maar ook Here, help ons om seker te maak dat ons reg luister na U woord, reg luister na dit wat mense van U sê, en Here, dat ons sal bid vir die wat valslik goed teen U sê. Here, help ons om sterk te staan, help ons om U liefde te gaan soek, Here, om by U te kom sit, en dat ons die liefde soos ook kan uitleef. Maak ons liggie helder om te skyn,
waar ons elke dag beweeg, Here, dat die mense U lig deur ons en in ons sal sien. Dankie, Here Jesus, vir dit. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. En voordat ons die nagmaal gebruik, wil ek graag hê ons moet luister na 'n lied, en soos wat ons luister na die lied, dink daaroor wat die woorde ook dan nou eintlik